Wat 'n voorreg om weer vanmôre saam met jou te kuier, God se woord oop te maak. Vanmôre goeie nuus, ons is syne. Matteus 2 vers 4 tot 5 sê, hy roep toe al die priesterhoofde en skrifkenners bymekaar en hoor by hulle waar die Messias gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea. Bethlehem is 'n groot teleurstelling vir toeriste, want hulle gaan daarheen met 'n verwagting om iets spesiaals te sien, maar wanneer hulle daar aankom, sien hulle net 'n ietwat vuil klein stadjie. Hulle gaan die geboortekerk binne in 'n veronderstelling dat dit wonderlik sal wees. Maar soos hulle instap, sien hulle die kerk self in 3 dele verdeel: Katoliek, Oosters en Russies-Ortodoks. Hierdie 3 groepe beklei al eeue lank oor wie die terrein moet beheer. En daar hang voorwerpe van die plafon af wat lyk soos kersboomversierings in 'n garageverkoping. Met kerkgroepe wat beklei en stowwerige relieke wat hang, is dit geen wonder dat Bethlehem teleurstellend lyk nie. Maar weet jy wat? Dis perfek. Jy sien, toe Jesus in Bethlehem gebore is hy in 'n stal of grot gebore, wat as 'n stal gebruik is. Dit was nie die skilderagtige omgewing wat ons dikwels in ons gedagtes het nie. Dit moes so wees. Jesus het na 'n werklike wêreld gekom as 'n werklike man, om werklike mense te help. En Bethlehem weerspieël daardie werklikheid. Bethlehem is vandag een van die bekendste plekke in die wêreld om slegs een rede. Jesus was daar. En so ook met jou en my. Jesus kom in klein mense soos ons in, mense wat ietwat stowwerig is en glad nie so indrukwekkend nie. En hy maak ons groot. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van wie ons aan behoort. Ons is syne. Mag ons vandag hieraan vashou. Jy behoort aan die Here. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Amen.